Welcome to High Gorgeous Clay and Conversations, where we shape clay and touch hearts. Ek kuier vandag saam die beeldskone Bernice Jansen van Rensburg, ook bekend as Borrie. Baie welkom. Vandag het ek 'n super beautiful gas saam met my Bernice Jansen van Rensburg. Ja, dit is baie lang nog. Ja. As ek moet skryf Ja. vir IDs, dit is 'n goed werk, dit nie lekker nie, maar ja. So lang nog. Baie welkom. Dankie. Ons stap hulle 'n paar jare paadjie saam. Ja. So is my regtig 'n voorreg dat jy by my kan kom kuier. Dankie, Erie. Sonder 'n play-date te reël. Ja, hoorie, dankie. Hier is my regtig cool. Ja, Regtig nice en ek dink jy van al die mense is die beste mens om hierdie tipe Ag, dankie. podcast en wat ook al wat noem ons hierdie soos Dis 'n videokurs Video, vir vrouens. podcast, leer Ja. sessions, soos dis iets van alles. Leer inspireer. So Ek like it. creating with our hands and shaping hearts. Oh, daar's hy. Ja. Daai's mooi. Ek is seker daar's 'n paar vrouens wat sal wil hoor wat jy te sê het, want jy's eintlik 'n diep mens, nie. né? Nee? Jy's eintlik 'n diep nou en dan 'n diep kantjie seker, Ja. maar ja. Maar ek is opgewonde oor wat jy gaan doen vandag. So jy is ma en vrou en dan is jy ook 'n influencer. Ek sien myself glad nie. Dis die as ding. so iets nie, Ja. glad nie. So, dis my baie woord. Ja. Ek hou eintlik nie eens van nie, want dit is soos dis nie wat ek Ja. maar It's not what you signed up blykbaar for, is but here it is. dit is wat nou gegee is en En gedoen is. jy handle jouself so mooi en uit dit uit het die Borrie box ontstaan. Yes. Okay. So ons gaan nou praat oor the courage to begin. So dit is vir my so mooi omdat jy daardeur is. En ek weet jy's daardeur want ek het jou al gehelp met dit. Ja. Maar daai was soos ons het nie geweet dit ons tref nie. Nee, Maar dit was lekker. dit was ja. Dit was baie lekker. Dit was die begin van baie goed en dit is 'n paar jaar terug nou al. Ja, dit het in 20 eintlik al ontstaan. Ja. So ja, dit is Ja. al seker 5 jaar, maar ons dan 21 het ons offisieel Dit afgeskop en afgepoel ja. en gedoen. Ja, dit is Dit is al 'n dit paar raak jou jaar. hart. Dit raak regtig jou hart. Ja, dis 'n weird ding want dis nie iets wat ek self soos gedoen het of gedink het nie. Soos ons het eintlik ek weet nie of ek nou maar kan net begin praat hier. Ja. Ek begin net praat hier. Ja, so ons gaan terwyl ons oorballe maak praat, Okay. maar jy kan let go, ja. Ja, want ons het soos met die platform wat ons het en jy weet ek en Quentin of Q-Man ons het baie gesit en dan dink ons maar wat doen ons eintlik hier want jy maak al hierdie video's jy het hierdie followers en goeders soos wat doen jy nou eintlik en so ons het regtig baie daaroor gepraat maar nooit geweet wat om actually te doen. En seker ook nog maar ons het baie gebid ook daaroor en baie vir die Here gevra wat nou? En ek het letterlik een oggend opgestaan. Ons is in Mabalingwe, ek sal dit nooit vergeet nie, opgestaan en ek het vir hom gesê, dis wat ons gaan doen. So Wow. dis die eerste keer wat ek in my lewe so duidelik die woord van die Here, sy stem eintlik gehoor het, as ek dit so kan sê. So dit was dadelik en dis die eerste keer wat ek half baie verseker is van wat om te doen. So dit het daar basically ontstaan en hy was toe die een maar ek gesê maar noem dit sommer Borrie box. Ek sê okay, doen dit nou maar dit's bietjie weird, maar eintlik is dit in 'n mate beter want dan as mense Borrie gaan sit dan kom die Borrie box op en jy weet enigiets. Maar nietemin, so ons het toe eintlik dit was eintlik nie iets wat ons aan gedink het in ons lewe ooit. Ek het nooit gedink ook 'n boksepak gaan iets wees wat ek wil doen of gaan doen nie, maar dit was so duidelik soos die Here het so daai woord so gegee. Wow. Boksepak en maak 'n verskil. Sure. Dis dit is nie okay. Daar gaan ons. Ek het nooit gedink in my lewe ek sal charity doen nie. Nee, Of uit my eie charity company, 'n foundation. So dit is die dit was Cube nog nooit die Foundation. die Cube Foundation Maar obviously ons doen die Borrie box is maar die meerderheid Ja. projekte wat ons doen en dan doen ons maar ander tipe projekte ook tussendeur, maar ja. Ja. So dit was dis nie iets wat ek soos ek sê, ons het nooit daaraan Kom nie gedink uit jou dit uit nie, ja. Ja. Dis die Here wat daai ding op hulle pad gesit het. Ja, dit het letterlik en soos ek sê dis die heel eerste keer dat ek daai woord kry en mense kan nou nie dit ignoreer nie. Glad nie, moet dit doen. So dit was nogals interessant. Ja. Dis amazing. Ja, Okay, dit dit is 'n lekker wegspring op hierdie oggend van ons. Wow, Ja. inspirasie. Altyd gehoorsaam te wees aan die Here se Definitief. opdrag, want julle het nou al ongelooflik baie mense bereik.
Ja, ons het nou omtrent so 1800 boerriebokse gedoen. En dan het ons buite dit nou nog, jy weet, doen ons ander tipe projekte. So ons probeer maar, jy weet die ding is ons doen dit in ons eie tyd. Ja. Ek meen ons het begin in julle huis, Ja, in die garage. Ja, ons eerste keer ons was saam met julle en ons kinders help en dit is eintlik wat lekker maak. Ja. So ons doen dit letterlik in ons eie tyd, ons eie resources. Ons probeer mense soveel as moontlik doen, maar jy het ook limited time. So dit is eintlik 'n plek in my lewe waar ek is nou soos oh my goodness, waar moet ek nou wees? Verstaan, want jy's so half tussendeur die goeders en jy het nou my fokus is baie meer of dit skuif baie meer na die bodybox toe, maar dan dink ek ook okay, maar is dit nou wat ek moet doen vir my lewe of wat moet ek nou eintlik doen? Verstaan? So ek is half in 'n grey area as ek dit so kan sê in my lewe want ek weet nie eintlik presies wat wil die Here hê moet ek doen. Ja. Maar weet jy ek het al geleer ek vertrou net en just go with it. In the waiting. Dit is 100% hoe ek my lewe. Dit is fantasties. Ja. Dit is so mooi. Dis lekker. So mooi mens. Jy het so mooi hart en op die show wat Q-Man en Borrie is. Ja, la hou. Kyk, snaaks. En dit is vir my so wat ek kry nie kos om alles te kyk nie, maar ek weet Quentin sit ongelooflik baie werk daar en mense besef dit nie. Definitief. Maar ek meen jy is 'n gebore aktrise, verstaan? Jy is so goed met dit. Nee, weet jy as jy eintlik agter die skerms kom kyk, dan gaan jy sien my sussie sê altyd hy is soos die perfekte director. Yes. Soos hy is so perfectionist. Asof hy sal vir my sê nee, jou gesig is te veel, te min. So en ek staan aan die ander kant as hy weer moet shoot, of as hy nou weer aan die ander kant is, dan sê ek soos nee, jy lyk sharp. Ja. En dan sê hy soos nee, ek doen nie. So eintlik is hy die director. Yes. Ek kan glad nie act of wat ek al nie, maar hy help my baie soos jou gesig is te veel. So nee, dis lekker. Julle vul mekaar so mooi aan. Ja, ek voel so mooi huwelik. Eintlik het julle so mooi huwelik. Ja. Dit is glad nie wat die show is nie. Nee, glad nie. Dit is eintlik 'n vreemde ding is mense is altyd soos ek maar jy weet dis maar karakters. Dis 'n karakter. En ek het in my lewe nog nooit gedink dis regtig so in huwelike nie. Want ons kry dit 90% van die tyd. Julle staan nie spyker op die kop. My man is net so of my vrou is net so en as ek soos okay. So ons dit is relatable. Dis eintlik waar dit is en mense ek soos is dit regtig so in julle huis soos dis nie eintlik by ons so nie. Wat ons vandag gaan doen is elkeen van my gaste doen die Women of Worth. So jy het dis 'n 3-piece oorwelletjie, so ons gaan vir jou dan nou wys hoe om daai te doen. So wat ons gaan doen is jy kies die kleur wat jy wil hê en dan gaan ons met daai enetjie begin. En jy gebruik jou vingers om dan die klei vas, jy wil vir die pink gaan. Ja. Dan het jy nou al daai pink stukkies en alles vir 'n bietjie 'n shocking tipe kleur. So ek vat alles saam. Alles saam. Okay. Alles saam vat jy en jy begin met jou vingers, jy moet bymekaar te bring. Jy gaan voel dis nogals hard. Hard, ja. Yes. En dan bring jy dit in jou palms en jy begin dit te rol. En dan totdat dit soos 'n prestiek gevoel is. Weet jy ek het gisterand, ek weet nie of jy ons noem dit 'n Binums messie. Ja, daai klein skerp messies nou ek het gister dis nie eintlik 'n Binums messie nie, ek het gister gesien as 'n Maxwell. Daar's Maxwell, maar anyway, ek het 'n paar nuus gaan koop van hulle want ons sin is nou al 10 jaar oud. Ja, dit hou vir en daai goed is soos die beste, nou, maar toe sny ek, hy's so skerp. Toe sny ek so en nou moet ek eintlik net maar dis fyn. Ek besef toe ek moet eintlik vanoggend 'n pleistertjie aansit. Laat ek nie die harde werk vir jou doen en dan as hy is seker. Maar 'n Binums messie, ek wil net vir jou sê hy's nog ons pout en dood. En as jy nie so ding in jou huis het nie. Kry hom. Ja, soos maak jy ewen kos. Yes, ja, hoe? Ek maak kos. Braai my. Nee. Dus as jy nie 'n messie het nie, maak jy ewen kos. Hoe maak jy ewen kos? Yes, daai bessies is die beste. So wie maak die meeste kos by julle? Ek weet Quentin pak die kosblikke. Ja, hy maak die kinders se kos. Kyk nou, hy's die ma in die huis. Hy's die beste ma wat jy in jou lewe. Dankie tannie Elsie. En in die begin het hy soos vir hulle al hierdie pormpies, hartjies en goeie. Pappa. Van his girls. Maar ja, hy maak die kinders se kos wat nogal hy's 'n goeie dogtertjie pappa. Baie definitief. Nee, hy's 'n verskriklike goeie pa. Maar ek hou van kos maak. Ek maak maar meeste van die tyd kos. Ons braai op Woensdae, dit is ons tradisie. Braai jy op kole of nee, op hout. Op. Dis ook 'n ander ding wat mense vir ons baie sê is soos ag jy die gas braai. Soos hy gee meer die mense gas as wat hulle dink. Dan is hulle soos jy kan nie op gas braai nie. Dan is dit soos
ons weer dit. Ja. En ons het nooit gedink mense is so erg op gasbraai en waar op jy braai nie. Dis soos okay. Maar ons braai nog altyd op hout. So dit is nog nooit 'n ding van ja. En dis letterlik baie keer net 'n vuur, daai soos 'n vuur app. Die ding is eers aan nie, maar dan maak hy sommer ja. Ja, kyk, hy kan baie goedjies insit na die tyd. Ja. Gepraat van mense, nê? Hoe ervaar julle die kritiek? Want daar's mense wat brutal is op kritiek. Ja. Hoe want mens hoef nie eintlik altyd alles te antwoord nie, maar soos dit as daar nou julle intensies is altyd mooi, julle intensies is altyd opreg. Maar dan kry jy daai een wat net go for gold en hy Nee, okay, so een ding wat hy vir my gesê het Quentin in die begin is as jy nie die kritiek gaan kry nie dan hoe groter jou platform word, hoe meer kritiek gaan jy kry. So dit het ons besef want ek meen in die begin was alles lovey-dovey. Ja. Maar ek kyk glad nie wat die mense sê nie. Soos ek moet sê dis nou een ding van my. Ek kyk nie eers die comments of niks nie. Ja. En hy hanteer dit baie goed. Soos hy sal vinnig 'n comeback maak en dan nie net dit nie, ek dink die mense op ons platform haal vinnig baie mense uit. So ons is glad nie geplan nie. Ons het nog nooit regtig in die publiek enige negatiewe kommentaar gekry nie. So ek dink jy moet jouself maar positief hou en fokus maar eerder op die goeie goed wat die mense sê jy gaan altyd iemand hê, altyd. Ja. So aanvaar dit man net. So just go with it en dis nie persoonlik nie. Moenie lees wat hulle soos ek dit pla my glad nie. So dis goed. Maar jy kry lelike mense, baie lelike goed dat dit soos hoe kan jy so iets sê? Ooit, ek sal my lewe nie so maar dit vat ons vat dan van wie dit kom, want dit is nie okay. Ja. Jy the hurt. Yes. So, okay. Dit lyk goed. Dan Okay. Dat ek kan hom rol. Nee, ons rol net. Let's roll. We roll with it. Okay, yes. Dis fyn. Okay, sit hom neer en dan vat jy daai enetjie af en dan rol jy met so 'n bietjie plat. Net kyk aan die ander kant. Ja, kom ons werk met okay, ja. En dan vat jy die gesiggie met jou kwasietjie, vat jy dan stof jou net so 'n bietjie af want hy en wat jy doen is jy draai hom nou om en dan druk jy die patroontjie op. So wat ek doen is ek druk hom met so 'n bietjie. Ja, dan sit jy met so 'n bietjie. Ek sien nou eers hierdie pink is ek doen dit. Jy moet hom bietjie dieper indruk, ja. Is amper ons die Cube Foundation se pink. Nee. Ek sien dit nou eers. Baie cool. Ek weet nie, doen ek hierdie nou. Dit ook met so 'n bietjie nog brand. Kyk, dan kan ons net hom oplig en kyk. Kyk hoe mooi is dit. Dis baie mooi. Kan jy hom afstof? Kan jy nou glo? Nee. Laat wie jy eie oorballetjies kan maak. Ek like dit. En dan kan jy daai om hom sit. En dan kyk net dat sy nou mooi in die middel daar. Hy gaan so 'n bietjie van die onderdeel afsny want ons moet bo die gootjie maak vir die jumpery. Okay. So ek druk hom net deur. Druk hom deur, ja. Jy druk hom deur. Dit is wat ons met in die lewe doen. Altyd deurdruk. Daar's hy en dan kan jy hom afvul. En dan trek jy hom af daar. So die afronding is baie belangrik. Okay. Maar hy is so mooi. Kyk, dis nou vir nice. Stunning, hè? Goed, en dan vat jy jou lemmetjie. Hy is skerp, so wees net versigtig. Dan kan jy hom nou so oplig. En dan vat jy jou vingers, die kante en dan rond jy hom net af. Ja. Dan sal ons nou die gootjies indruk. So, ons tema is courage to begin. Die droom wat jy in jou hart gehad het, is om iets te doen. Om iets te begin wat 'n verskil maak. So, hoe het jy besluit? Obviously nou, jy het nou gesê jy het nou een oggend opgestaan en dit was duidelik die Here het vir jou gesê jy moet bokse pak. Hoe hard was dit geweest die werk daar agter? Teleurstelling. Vertel ons die proses, die beplanning,
hoe om daarby uit te kom, jy het nou hierdie boodskap soos die Ja, wat doen jy opdrag. nou? Ja. Nee, dit is nogals waar, want jy is okay, wat nou? Ja. En hoe werk dit en ag mense wing het eintlik maar in die begin, maar ek dink die groot ding is gelukkig vir die platform, moet ek daai nou doen. Gelukkig vir die platform en gelukkig vir die mense, want as dit nie vir ons followers was nie, sou ons obviously glad nie Ja. kon doen wat ons nou doen nie. So ek dink dis die groot ding is dat dit gaan definitief nie gaan soos wat jy dink dit gaan nie. Ek dink my grootste teleurstelling is, maar nie teleurstelling nie, maar ek het altyd soos, jy weet, okay, hierdie projek gaan nou groot wees, en dan gebeur dit dan soos, nee, okay, dit was nou nie soos wat ek het nou gedink het nie. Yes. En dan die projekte wat ek dink, hoorie, hierdie is nou nie, ons gaan net te vinnig enetjie doen, dan bom mooi ding. So dit het ek besef, is dit nou definitief wat in my kop aan gaan reg wees, of verkeerd wees, of wat ook al nie. So op hierdie stadium is ek maar net soos, weet jy wat, ons doen dit, as dit nie succeed nie, dan succeed dit nie, dan is dit nou maar net so. Ja. Jy vat 'n stap en geloof. Jy moet, ja, nee, definitief, en ek dink die groot ding is, ek bid ook baie keer voor ons na die bokse begin, jy weet, laat die Here ook net want weer eens, hier is nie my ding nie, soos ek is soos, hoorie, ek doen hierdie goed en jy het my gesê ek moet, so wat nou? Ja. Jy weet, dan is dit soos, okay, moet ons dit doen, moet ons dit nie doen nie, is hierdie 'n goeie projek, is dit nie? Want ek dink ook die groot ding is wat belangrik is om te onthou is dat jy moet die regte, daai bokse moet in die regte hande beland. Yes. So vir ons is dit soos, jy wil dit nie net uitdeel en dit, jy weet, dit gaan eintlik vir die verkeerde persoon nie. Nee. So dit is my grootste vrees altyd, is laat dit nie die regte plekke bereik nie. Ja. Maar dit doen. Ek meen, ek onthou met die Bowie box wat ons gedoen het, ons het dit direk by die hospitale uitgedeel en oor vir die kankerpasiënte. Yes. Dit was mans en vrouens, so, maar daar was nog meer 'n vroue box. Yes. En toe ek onthou net die tannies in die kanker saal het letterlik ons gevra, hoorie, kom asseblief hier in. So ons is amper klaar en hier roep die een nurse, ons sê soos, hoorie, julle moet asseblief het gaan inkom, want hierdie tannie wil graag julle ontmoet, en dis is yes, ja, jy weet, jy wil eintlik daai bokse in haar hande sit, en ons het toe nou, jy weet, die bokse vir hulle gegee, en daar was toe nou mans ook, toe besef ek, ja, okay, ons moet dit ook nou nog doen, maar ja, dit was soos, jy weet, daai is eintlik half die, okay, dis die regte een, of, ja, yes, dis daai confirmation van, ja, en soos jy nou vra, jy weet, jy gaan teleurstelling kry, maar ons het nog nooit, ek moet sê, dit was nog net altyd, eintlik 'n goeie. En hoe voel dit as daai projek afgehandel is, as julle soos die laaste boks is uitgedeel, ons klim in die kar, ons ry, daai, the feeling of achievement, as ek dit so kan stel, kyk, dit is 'n baie emosionele ding, dis nie eintlik 'n lekker ding, hoor, ek weet vir julle almal sê, dit is glad nie lekker nie, want dit is baie meer trane as smiles, jy weet, om daai boks vir 'n kind te gee, nee, dit is, ja, hulle het 'n halse smaal op hulle gesig, ek meen, ons het daai dag 'n seentjie gehad wat, dis die eerste keer, die vrou sê vir ons, dis die heel eerste keer dat hy boks oopmaak in sy lewe, hy het nog nooit 'n geskenk gekry nie, hy het nog nooit 'n boks oopgemaak, hy maak daai boksie oop en hy het so 'n smaal op sy gesig, jy weet, en ek en my vriendin Dashley, ons het daar soos trane, maar hierdie kind is baie happy, so dit is definitief meer hartseer trane as smiles, maar na die tyd, en ek dink ook dit is hoekom mense teruggee en doen wat hulle doen, ek sê nie selfsugtig nie, maar ek dink ook jy moet dit doen vir jouself ook verstaan, want dit is 'n lekker gevoel op die einde van die dag om te weet jy doen iets vir iemand anders. Ek dink almal doen dit meer vir die gevoel daarvan. Obviously help jy iemand, maar jy self doen dit ook vir daai rede. So definitief die after feeling, ek kan dit nie beskryf nie, jy's eintlik so dankbaar en humble, ja, jy raak eintlik baie meer humble. Dis kom ek my kinders baie keer saamvat of net help pak, dat hulle kan sien, hoorie, jy het baie goedjies, soos hierdie is vir kindertjies wat niks het nie. Die nood is groot. Ja, so die gevoel na die tyd is maar mixed emotions, maar dit is definitief 'n feeling of wat noem jy dit? Achievement, soort van, ja. En dit was net soos nog 'n verskil gemaak. Ja, definitief. En jy probeer ook
'n wye verskeidenheid van areas wat nood en hulle kry seker baie versoeke ook van plekke. Ons doen, maar dis nou nog as die vreemde ding soos ons probeer jy moet obviously die regte plekke kry. Ja, identifiseer die regte want plekke. ons het nou al plekke gehelp in die verlede, dan sit soos ek voel jy weet ons plekke wat baie erger afkom as daai plekke. So jy wil eintlik dis die moeilike deel is amper om daai regte plekke te kry. Maar ek kry nogals baie versoeke, jy weet, en dit is nog 'n ding wat ons wil graag doen is om moet ek mailtjies opsit. Ja. Is om bietjie jy weet 'n individuele projek te doen. Jy weet want daar is baie sulke gevalle wat mense my vra Borie asseblief my man dit nie werk. Soos werk is altyd obviously 'n groot probleem. Maar net help, jy weet soos water en ligte rekening betaal of sulke tipe goedjies. So ons wil definitief bietjie meer individuele verskil maak ook. Ja, so alleen tipe van 'n projekkie doen. Dis nice. Veral nou weer dit drop weer Kersfees. Kersfees, so ons gaan die Kersboks doen definitief. Die een waarmee ons in julle in julle garage begin het. Yes. Ja, ons gaan definitief weer Kersboks doen nou. Ons het die vorige jaar actually 'n voucher nou nie Kersboks nie, ons het 'n voucher projek gedoen en dit het ook nogals baie oulik gegaan, maar die mense het hulle strokies na die tyd maar sê ons moet seker maak jy gaan nou nie vir jou 'n brandewyntjie koop vir Kersfees nie. Baie slim, ja. En ek dink 80% van hulle het krag gekoop. Jy weet ons het so Checkers voucher gegee. Toe sê ek soos en kos natuurlik ook, maar ek meen soos krag is een van die goed. Ja. So ja, ek dink Kersfeesboks is nou definitief 'n ding wat ons wil doen. Ons het hom lanklaas, nou nie lanklaas maar ons wil hom weer die boks storie doen. Kersete op tafel sit, net vir daai een aand lekker eet en besef waar alles gaan. Die mense moet Kersfees ook verstaan. So ja. En dan iets wat ek dink ook altyd 'n faktor is of 'n rol speel is jy het nou hierdie idee of die droom en dan is daar die stemme van buite. Soos nie 'n man. Jy weet, vertel ons bietjie stemme van buite. Hoe besluit jy luister, dit is wat ek moet doen. Jy gaan nie jou aan opinie steur nie, jy gaan nie jou aan die negativiteit steur nie. Want dis harde werk. Nou moet jy bokse gaan aankoop. Jy moet 'n MPO stig. Jy nie verstaan so dit kom met al hierdie ekstra werkies. Goedjies, Dis die ding, soos in die begin was dit obviously net ons het dit in die begin ons het nie 'n MPO gehad of niks nie, ons het hom net sommer deur my company se rekening gesit en nooit regtig gedink dit gaan iets raak nie. Natuurlik, ons het gedink, ons sal dit een keer doen en that's it. Maar toe raak dit nou 'n ding en toe is hierdie reg Irrie. Perfek. Okay. Jy's al 'n pro. Toe stig ons na die MPO, maar as jy nou so praat van poeier eers toe. Moet ek nog poeier? Die sirkeltjie. Leg jy hom vir my sommer anders. Ja, jy kan sommer daarso of jy kan hom indip. Dis makliker. Daai vinniger nou. Soek jy hierdie ouetjie? Nee, die stempeltjie. Kan ek net my eie maak? Ja, so nee, die stemme as jy nou praat van dit. Dis een groot ding vir my is ek weet nie jy weet wanneer is dit die regte stem nie, natuurlik, want jy kry daai wat jy sal dink okay, dit is nou reg en dan weet jy nou nie. So ek weet nie, ek dink my sal weet wanneer dit die God se woord is en nie soos ek meen die body box is duidelik soos dit is nie niemand anders se beautiful woord as die Here se nie. Maar ek dink die groot ding is maar jy weet just go with it. Jy sal weet wanneer dit reg of verkeerd is en jy sal aanvoeling. Jy sal 'n vrede hê, jy sal daai aanvoeling kry. Want dit is soos ek sê ek het al een keer gehad so nou weet ek waar om na te luister. Maar dit is maar moeilik. Ek dink veral met my in my professionele werk, my regte werk. Is ek regtig nou soos is ek regtig nou soos hoorie jy weet daar's soveel downfalls en goed wat gebeur in jou regte werk en nou is ek soos hoorie maar wat is nou die doel van dit? Verstaan ek sukkel amper meer met my regte werk as met die Cube Foundation want dit is my nogal soos dis jou passie nou. Ja, en weet jy eintlik my hele lewe lank doen ek charity as ek dit so kan sê want my werk is letterlik om
om te gaan companies te sê ek betaal vir 'n student om opleiding te kry, gee vir hulle werk. So dis charity ook nog altyd, maar jy weet jy het toch nooit daai appreciation gekry as ek dit so kan sê. En daai self-fulfillment deur dit te doen nie. En daar is soveel goed wat gebeur het al in my lewe wat ek nou soos hoorie is ek meant to be om nog daar te wees, maar doen mens nou charity vir 'n lewe. So daar sukkel ek moet sê en daar bid ek baie vir Here, jy weet soos help my net wat moet ek hier doen want hoe meer ek kyk, hoe meer is daar net challenges. Die hele tyd is daar hierdie obstacles wat voorkom en as dit soos moet ek ooit hier wees dan is dit eintlik wat is my doel. So dis nogals 'n ding waarmee ek moet sê ek baie mee worstel nou in my lewe. Maar dan vra ek ook myself, hoe maak jy nou 'n lewe of werk van charity? Want ek meen dit is nie ons het net begin om net bietjie projekte te doen en ander te help, maar dit raak amper nou so voltydse ding. Want die nood word al hoe groter. Die nood is definitief daar, the demand is high, the supply is very low. Yes, die arbeiders is min en die werk is baie. En die geld is min, die mense, jy weet, mense raak armer, so hoe gaan jy nou, jy moet eers brood op die tafel sit voor jy brood op iemand anders se tafel kan sit, so ek moet sê, dit is nogals my, waar ek nou, jy weet, daar waar jy nou gevra het van die goeie en die slegte stemme wat mens hoor, jy weet, wanneer is dit nou die Here se doel? Kyk hoe mooi is maar dit gebeur. Op die regte tyd. Net so, Arie. Sorry. Ja, jy kan hom oplig. Dis 'n gaatjie diep, dan sit jy hom so deur, agter. Okay, jy vat hom net so, maar ek is so vinnig, It's a very forgiving medium, as ek dit so kan stel, want jy kan hom buig en vou en hy werk net saam met jou. Hy hoef nie perfek te wees nie. Dis wat ek baie nice maak, want jy maak homself. Exactly, en dis handmade, so eintlik rowwer. Dis uniek en handgemaak en as jy nou gaan dit dra, gaan jy hoor die mense soos wow, hoorie waar kry jy dit? En dan jy soos ek het self gemaak. En die betekenis agter hulle is net so amazing. So as hulle nou aan mekaar gaan sit, gaan hulle so mooi wees met jou rose gold. Well done, daar is jou eerste stel. Yes, en ek het nou nie gedink ek gaan so pink doen nie, maar dan vanoggend toe besluit ek sommer hierdie pink aan. Hy gaan vrek mooi lyk, Dis 'n baie nice. Maar hy kom net so kleer uit, né? Of 'n ander kleur bietjie. Nee, hy bak so en hy bly so. Presies net so, dis baie cool. So ons gaan hom met afstof na die tyd ook met daai poeier. Dan bak ons hom. Dit is 'n koekbak. Jy moet al die bestanddele bymekaar sit en jy werk. Beplan eers, dis die belangrikste. Beplanning. Kyk, my kinders beplan glad nie. Hulle bak, sy Mika love koekbak, soos love it. Maar ek moet eintlik net bietjie beter leer want ek koop dit vir die instant. So sy dink is just add water. En eier. Maar ek moet eintlik nou bietjie laat sy want sy bak lekker koeke hoor. Sy het nou die dag vir ons nou in die week maandag gebak. Sy so red velvet met die strawberries bo-op en wat het sy nog opgesit? Pisang. Maar dit is so 'n koekbak hierdie. Dit is baie lekker sussie. Jy moet daar op vat en jy moet sê, dit is so lekker. Dis 'n gesonde koek. Met sy vrugte by. Kyk, ek het meeste van die vrugte geëet. Shame. Maar dit gaan oor dit kom uit die hartjie uit. Dit is selfgemaak. Daai liefde wat daarin gesit word, dis soos hierdie. Nee, dit is absoluut. Absoluut. Okay, is jy reg vir jou tweede stelletjie? Ek is. So kom ons brainstorm gaga wat ons gaan doen. Soos wat die projekte nou aan die gang gekom het, wat het jy daaruit geleer? Soos as daar iemand is met 'n droom, sy wil 'n projek begin of daar's iets op haar hart wat sy moet begin. Wat is jou raad vir so iemand om te begin? En wat het jy geleer uit jou projekte uit? Ek dink die groot ding is dit wat jy moet doen. Want as dit is wat jy moet doen, gebeur dinge net. Dit is nogals vir my nogals 'n ding gewees want ek het nie gesê hoorie okay dit is wat ons gaan doen en dit is hoeveel hulp ek gaan kort en nie, soos dit het net gebeur. So daar het ek ook besef, jy weet, as dit regtig die Here se wil is, dinge val in plek soos wat dit moet. Maar then again ook, ek meen in die begin, jy weet, jy was een van hulle. Ek het maar net besig en gesê, hoorie so
Sal julle kan help? Kan ons die bokse daar pak? Ja. Bla bla bla. En dit was so shocking dat jy weet, ek dink altyd die worst. Soos my hele lewe deur en dit werk vir my, regtig gedoen. Dit hoef nie noodwendig vir julle te werk of vir jou nie, maar my hele lewe lank soos probeer ek eerder die worst case scenario te kry en dan weet ek, jy weet, ek kan nie teleurgestel word. Ja. So ek sê altyd soos as ek vra dan dink ek, weet jy wat hierdie mense gaan nie ja sê nie en dan is dit soos, hulle sê ja. Ja. So dit was maar een ding, ek hou nie daarvan om mense altyd te vra om goed te doen saam met my of wat ook al nie, maar ek dink ook hoe vinniger jy besef, hoor hierso, jy gaan nie alleen dit in elk geval kan doen. Jy kan nie dit alleen doen nie. Geen werk, hier sit ek en jy. Dit help nie jy sit alleen nie. Jy verstaan, jy het iets nodig en jy het iemand nodig. Iemand nodig, 'n voice. So vra net en dinge gebeur. En as dit nie gebeur nie, soos nou met ons golfdag, was dit nou nog ons vreemd want kyk, ek en Q-man vra nie maklik vir mense vir borge en daai tipe goed nie, maar ons het die regte span mense definitief agter ons en soos Bianca, sy sê soos hoorie, maar ek vra net, die ergste wat kan gebeur is hulle sê nee. En as dit soos dit is moenie bang wees om te vra. Ja, en al sê mense nee, dan gaan nie aan. En mense gaan nee sê. Daar is 'n paar wat gaan sê nee, sorry. Dan is dit nie meant to be nie. Dis fine. Dan gaan dit gaan gebeur en dit is alright. Soos ek dink prepare for the worst as well, want dit is een ding wat ek nogals goed doen. Prepare for the very worst. Ja. Maar dan het ek ook die teleurstelling, verstaan. So dan weet ek, okay, maar op die einde van die dag, die wat in is regtig in, omdat hulle daar is. Ja. So vra net en dinge gaan gebeur. Ja. Dit is so. En dan vir vrouens wat aanmoediging nodig het om daai droom te begin of om daai projek te begin, daai eerste treetjie vorentoe te sit. Ja. Jou plan hoef nie volmaak te wees nie. Jy moet 'n idee hê. En jy moet werk na die einddoel toe. Definitief. Ek dink die groot ding is ons almal en ek is self skuldig aan. Jy weet jy het hierdie droom en jou droom is hierdie groot droom. Ja. En ons luister al hierdie goeters wat oral vir ons sê, jy weet jy moet so groot droom as wat jy kan. Ek voel weer amper teenoorgestelde. Soos okay, jy het 'n droom, jy het hierdie groot visie, maar begin dit gou klein en realisties. So sê vir jouself, hoorie sommer in die begin gaan dit nie gaan soos wat dit moet gaan nie en dit het ek baie keer al besef. Soos dit gaan nie so wees nie, maar hou net aan en hou net aan. Soos ek dink as jy al die sukses stories al buite luister, soos ek was nou dag het ek met Albie van US en jy weet ek meen die wat hom nou ken sal weet hy het daar in sy garage begin. En dit is waar dit begin. Soos jy gaan altyd iewers moet begin. Dit is heeltyd dit is op die vloer. Dis nie noodwendig 'n glamorous plek. Glad nie. So just go with it, hou aan. En ek dink jy weet bid daaroor. Veral bid want ek dink dit is die groot ding is jy op die regte plek, waar moet jy wees? Dit het ek nogals diep geleer met die body box ook. Moet ek hierdie ding net druk na. Jy sit hom in die poeiertjie, jy het klaar gepoeier. Ja, ek het hom gepoeier. Kyk nou net, ek is jy kan uit 2. Ek luister so lekker, ek vergeet om jou te wys. Nee, ek het dit so half hierso, ek wil net seker maak ek doen die regte ding hier. Dis hy. Dit gaan beautiful wees. Ja, maar dis jy wat dit so mooi maak. Kyk nou net. Kyk hoe mooi. Dis jy en dan net die volgende enetjie. En jy het so baie goed hier. Die moeilikste is om te kies wat se ene ons wil gebruik. Dis die moeilikste. Die keuses is te veel. Hoorie maar, jy verkoop jy nog hierdie goed, hierdie oorbelle. Ja. En dit is nou nogals uniek, verstaan, dis handmade. Ek kry net nie kans om te veel te maak vir winkels en sulke goed nie, maar soos ek sê altyd, dis 'n juffrou geskenkie filler. Ek noem dit gift box fillers. Dis baie nice. Soos lekker goeie stelletjie oorbelle in en almal waardeer ietsiekie. Dit is handgemaak en is uniek. Uit liefde uit. En is local want local is lekker. Net so. So ja, baie mooi. Wat sê jy? En jou afronding is perfek. Dis perfek. Dan gaan ons net bo jou 2 gaatjies insit. Okay. En dan is ja, hierdie enetjie is 'n plain, net plain. Lekker donker kleur laat hy. Dit gaan so mooi. En jy sê hy kom so 'n bietjie goud uit, né? Hy het so 'n shimmertjie. Hy het so 'n shimmertjie. Ek like mos maar my goud. Die bling bling, jy lyk mooi met jou goud.
Ek voel dit is soos deesdae is dit nou goud oral. Ja, En dan gaan dit silwer raak weer, want op 'n tyd was silwer mos nou baie net silwer en hulle meng hom. Ja, in die mode. baie mooi. Maar sien jy, dit is so 'n lekker produk om mee te werk. Jy kan die possibilities is endless. Daar's mense wat blommetjies maak, daar's mense Ja. wat bekers maak met 'n kat of 'n hond langs die kant. Dit is so 'n Maar die ding is, unieke- dit gaan nie oor oorbel nie. ja, Dit gaan eintlik net oor die proses. die proses, ja, Ja. hoe om daar te kom, nee, Ja. dit is daar's die raad. Dit gaan nie oor die oorbel nie, hoor. Dit is die proses. Dit gaan oor hoe om hom te maak en ja. as jy gaan werk. failure sê, maar jy gaan net aangaan nê. En ons kan hom net weer oordoen. Jy doen hom net oor. Ja. Moenie bang wees om foute te maak nie, want Ja. baie keer in die workshops ook is die vrou soos, nee, maar hierdie een is nie presies soos daai een nie. Dit is soos nie, dit is hoe hy moet wees. It's supposed to be. It's not a mass production. Dit is 'n unieke, Perfection nie. ja, handgemaakte. So dan kan jy net jou gooitjies dan Gooitjie nou bo maak. in die middel sit, ja. Dit is so mooi. Ja, jy sien hierdie goetertjies laat mense nou eintlik leer mense nogals baie. Daar. ja. Ja, perfek. Daar is hy. So dat Ja, dit mooi agter. jy kan die motivational speaker hier word en ek like wat jy hier doen want dit is eintlik half Dis waar dit terapie. gaan, né? Ja, Dis terapie. Dis terapie. Okay, daai like beautiful. So Nou bak ons nou hom net in die gewone oond. Ons gaan hom bak en ja, jy kan hom in die gewone oond bak, maar ek het 'n klein oondjie wat ek nou mee travel. Wow, natuurlijk. Ja. Nadat ons die oorbelle gebak het, het ek vir Bernice gewys hoe om dit aan mekaar te sit. Bernice het ons vandag kom inspireer. Begin met daai droom. Wees dapper en stap uit jou gemaksone om dit te laat gebeur. Jy hoef nie nou al die stappe te weet of hoe dit noodwendig gaan uitwerk nie. Die belangrikste is om gehoorsaam te wees aan dit wat die Here op jou hart plaas. Sy het ons kom herinner dat wanneer 'n droom van God af is, alles in plek sal val. En dat ons nie moet bang wees om vir hulp te vra nie. Sy, so ons gaan 'n bietjie lekker vragies vra. Aan die ander kant van Borrie. Hi. Okay. Hoekom wil almal my kripnets afkyk? Dis vir die seconds hierdie. Ja, 30 sekondes. goed. Okay. Het jy 'n boereraad wat jy altyd gebruik? Ooh, ja. Jessie, nou moet jy, ja, hierdie is nogals moeilike vrae. Want ek kyk altyd op boererade. ja. Jou eerste go-to. Ek probeer nou net dink of dit 'n boereraad is, maar soos hoe om my eier te skil. Ek skil my eier so, dit tel baie. Ek Rol weet nie jy of dit 'n hom? boereraad is nie. Ja, Rol ja, jy jou ja. eier? Yes, en dan val daai ding so mooi oop. 'n Wat? Gekookte eier. Ek almal weet dit nog seker maar. Nee. Regtig, weet jy dit nie? Ek doen die kap hom en met 'n teelepel. Nee, jy rol hom net so saggies en dan gaan hy in die middel oop. Maar ek weet nie of dit 'n boereraad is nie, maar ja, dis nou al wat ek nou aan kan dink. Jy rol 'n eier. Hoe rol jy 'n rolle eier? Jy rol 'n eier. Okay. Jy mag een hou en die res nooit weer eet nie. Okay. Sjokolade, Okay. biltong of koeksisters. Biltong. As iemand jou nou R1000 gee net vir jouself, waar beland jy? In die spa. Ja, ek dink ons almal 100%. Ja nee, ek Nee, gaan mens inbetaal want dit is nie meer so cheap Ja, nie. ek weet, ek gaan net soos 'n back massage Jy gaan gaan kry. kyk jacuzzi en 'n back Ek massage. sal 'n voetmassage, is lekker. Ek sal Dis een van my grootste bederfies ook 'n Dit like ek. Padkos, wat pak jy? Biltong. Ja. Altyd. Ag, ons sal stop vir goedjies, soos dan koop ek net maar 'n paar sweeties of so. Ek pak net altyd biltong en altyd water. En dan ek pak baie keer soos USA net lekker bars, Ja. soos hulle het vrek lekker bars, so ek sal baie van daai ook pak. Ja. 'n Cruise of 'n safari? Nee. So met ons honeymoon nou, Ja. was Quentin ook soos hy weet ek love al twee. Okay. So ons het 'n seeveld honeymoon gehad. Dis oulik. So ons is Mauritius toe en toe Zambië, so want hy kon nie een besluit gemaak het en dit is nogal so ja, seeveld is nogals my ideale antwoord Is seeveld. maar ek sal sê ek hou baie van hitte. Ek weet warm, Warm. so ek sal maar is
'n seevakansie. Ja, Dis sy. doen altyd Die goed. seevakansie. Ja. Watter tipe mens is jy op vakansie? Is jy die beplanner of die ontspanner? Definitief nie beplanner nie. Nee, ek is 'n ontspanner. Ja. Kyk, al my vriende weet nou al. Ja. Ek is heel laaste by die huis uit. Hulle moet vir my altyd wag. nee, ek kan vir jou Ons gaan mos nou om te inslaap. ontspan. Exactly. Dis Dis hy. soos hoekom moet jy 5 uur opstaan? Ja. Quentin staan 5 uur op. Dis ook soos hoekom? Jy is hier om te slaap en te rus. En te rus. Nee, ek is 'n ontspanner definitief. Dis sy, is los die beplanning vir hom. Ja. En watter skills wil jy nog aanleer? As jy nou iets is wat jy moet aanleer, wat sal jy wil leer? 'n bietjie meer fokus op die social media Ja. goeders. Nie omdat ek nou 'n beroep in dit wil maak nie, maar ek voel net Jy wil jouself equip. Ja, ek wil my self bietjie verbeter op dit want Ja. ek is baie sleg Ja. met goed post en Dit raak captions. actually moeiliker en Te moeiliker, doen. ja. En captions, soos ek is so ek sukkel meer met die captions, so ek sal definitief wil net 'n jy weet bietjie meer skill Social media ja, skills bietjie weet hoe dit opskerp. werk, ja. Dis goed. Ja. Good. Baie mooi. Hoorie, hoe lekker was ver oggend? Dit was baie lekker. Ag, Dankie jy sien, Irrie. Ek maar- het nou nooit gedink ek gaan nou leer oorballetjies maak vandag nie, maar Nee. dit was regtig baie lekker. Die feit dat jy soos liefde, jou eie idee in dit sit, is my cool. Ja, en jy kan dit dra en weet Ja. dis jou eie hande. My eie werk, ja. So elkeen van my gaste kry so 'n boks en ek het joune. So nou is dit my beurt om vir jou eie borrieboks te Ai. gee. Dankie Irrie. Dis met baie liefde aan mekaar gesit. Ag, dankie. Jy is 'n baie spesiale mens vir my. Ons kom nou al 'n rukkie. Ja, Mamma ja. wees en Ja, Allee, ons is al hoeveel jaar is dit nou? jy's 8. 8 jaar, ja. Ja. Saam, En, pregnant, alles. alles. So, ons is deur dit. Deur dit vra mekaar raad. Ja. Maar hierdie is 'n bederfboks spesiaal vir jou en Dankie. ek hoop jy hou van alles wat hierin is. Ek het vir Quentin gevra om te help, maar Ja. hy was nie van veel hulp. Maar jy gewees sien, hy het nie. homself gehelp tog. Jy sien, Met die maar chocolate. Maar dit is hierdie boks is vir jou. Ja, ek gaan niks met hom deel nie. Niks Dis sy, nie, nee. niks nie. So geniet dit met baie liefde. Jy Dankie, is Irrie. jy voel dalk nie altyd so nie, maar jy's 'n baie spesiale, gewaardeerde persoon. Dankie. Mense dink mos altyd Draantjies, ek gaan nou nie vir jou kyk nie. nee, jy's baie spesiaal en Dankie. jy's beautiful inside out. Ag nee man. Ons is baie lief vir jou en ek waardeer jou en ek waardeer die tyd dat jy uitgekoop het om vandag te kom kuier. So geniet jou boks. Ek gaan hom definitief geniet alleen. Ja, steek hom weg. Dankie Irrie. Jy dra iets uniek wat net jy vir die wêreld kan bring. Courage to begin is om God se stem harder te hoor as die fluister van twyfel, om jou hart oop te maak en daai droom in sy hand te plaas.